Ons lees uit Spreuke 3 vers 5 tot 6. Vertrou volkome op die Here, jy moet nie op jou eie insig gestaat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen, en hy sal jou die reguit pad laat loop. Het jy al ooit 'n besluit geneem wat op daardie oomblik heeltemal reg gelyk het? Net om later terug te kyk en te wonder, wat het ek gedink? Die meeste van ons het. Soms neem ons besluite gebaseer op emosies, druk, vrees, of dit wat logies lyk. Ons oortuig onsself dat ons weet wat die beste is. En eers nadat dinge verkeerd loop, besef ons dat ons nooit God om sy leiding gevra het nie. Een van die grootste foute wat 'n Christen kan maak, is om God uit die besluitnemingsproses uit te sluit. Ons bid wanneer ons in die moeilikheid is, maar dikwels maak ons eers ons planne en vra dan God om dit daarna te seën. In plaas daarvan om te vra, Here, wat is u wil, vra ons. Here, maak asseblief my wil suksesvol. Die Bybel gee ons baie voorbeelde van die gevolge van besluite neem sonder om God te soek. 'n bekende voorbeeld is Josua en die Gibeoniete. In Josua 9 is Israeliete mislei deur mense wat voorgegee het, hulle kom uit 'n verre land. Die Gibeoniete het verslete klere gedra en 'n ou brood saamgedra om ons storie geloofwaardig te maak. Josua en die leiers het die bewyse ondersoek en geglo wat hulle gesien het. Maar daar is in een sin wat uitstaan. Die Israeliete het na die padkos gekyk, maar nie die Here geraadpleeg nie. Josua 9:14. Omdat hulle versuim het om God te vra, het hulle 'n verdrag aangegaan wat hulle nie kon omkeer nie. Een besluit, geneem sonder om God te raadpleeg, het die nasie vergeslagte geraak. Hoe gereeld doen ons dieselfde? Ons kies loopbane, verhoudings, finansiële verpligtinge, sakeondernemings of selfs bedienings gebaseer op wat vir ons goed lyk. Ons vertrou op ervaring, raad van vriende of ons eie wysheid, maar vra nooit vir God of ons in sy wil wandel. Die Bybel waarsku ons in Spreuke 14 vers 12. Hy sê daar is 'n lewenswyse wat vir 'n mens reg kan lyk, maar die uiteinde daarvan is die dood. Let daarop dat dit sê reg kan lyk. Nie alles wat goed lyk is goed nie. Nie elke oop deur is deur God oopgemaak nie. Koning Saul het ook hierdie fout gemaak. In plaas daarvan om vir Samuel te wag soos God beveel het, het Saul ongeduldig geword en self die offer aangebied. Ons lees daarvan in 1 Samuel 13. Hy het opgetree omdat omstandighede hom onder druk geplaas het. Sy besluit het om God se guns as koning gekos. Ongeduld dryf ons dikwels om te doen waarvoor geloof sou gewag het. Wat is dus die gevolg daarvan om God uit ons besluite uit te sluit? Eerstens ervaar ons dikwels onnodige swaarkry. God in sy liefde sien wat ons nie kan sien nie. Hy weet môre terwyl ons net vandag weet. Tweedens verloor ons vrede. Besluite wat buite God se wil geneem is, bring dikwels angs omdat ons self die las dra. Derdens kan ons swak keuses ander beïnvloed. Josua se besluit het die hele nasie geraak. Ons besluite raak ons gesinne, ons kerke en diegene wat ons opkyk. Die wonderlike nuus is dat God genadig is. Selfs wanneer ons slegte besluite geneem het, nooi hy ons terug. Wat is dus die oplossing? Eerstens, erken dat jy God se wysheid nodig het. Jakobus 1 vers 5 sê vir ons, as een van julle wysheid kort kom, moet hy dit van God bid en hy sal dit aan hom gee. Want God gee aan almal sonder voorbeeld en sonder verwyn. God kritiseer ons nooit wat ons vra nie. In werklikheid nooi ons uit om te vra. Tweedens, bid voordat jy besluit. Nie daarna nie. Gebed moet nie die noodrem wees nie. Dit behoort die stuurwiel te wees. Derdens, soek die skrif. God sal ons nooit lei om iets te doen wat met sy woord in stryd is nie. Sy woord is ons kompas in 'n verwarrende wêreld. Vierdens, wees bereid om te wag. Wag is nie vermorste tyd as jy op God wag nie. Soms beskerm God se nog nie ons teen toekomstige spyt. Laastens, gee jou planne oor. Jesus self het in die tuin van Getsemane gebid. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar
soos u wil. Matteus 26:39. As die Seun van God die Vader se wil gesoek het voor die grootste besluit van sy aardse bediening, hoeveel meer moet ons dan doen? Soos ons afsluit, laat ons onsself by eenvoudige vraag vra. Wie neem regtig my besluite? Is dit my emosies? Is dit my bankrekening? My vriende? My vrese? Of is dit God? Elke besluit is 'n geleentheid om te verklaar wie Here van ons lewens is. As Jesus werklik Here is, moet hy ook Here wees vir ons keuses. Mag ons mense word wat stil staan voor hom optree, bid vir ons besluite en God vertrou, selfs wanneer sy leiding vir ons eie begrip verskil. Laat ons die belofte van Spreuke 3 vers 5 tot 6 onthou. Wanneer ons hom met ons hele hart vertrou, om in al ons weer erken, beloof hy ons paai reg te maak. Mag elke besluit wat ons neem, ons nie begin en eindig aan God se volmaakte wil. Amen.